Jesus het ons verlossing en intog in die koninkryk van die hemel vergelyk met om na 'n bruilofsfees genooi te word en daaraan deel te neem. Waarom het hy dit met 'n bruilofsfees vergelyk? Jesus het weer met hulle deur gelykenisse gepraat en gesê: "Die koninkryk van die hemele is soos 'n koning wat 'n bruilofsfees vir sy seun voorberei het. Gaan dan uit na die kruispaaie en nooi soveel mense na die bruilofsfees as wat julle kan vind." En die bruilofsaal het vol gaste geword. Die noodsaaklike elemente van die bruilofsfees is die bruidegom, die bruid en die gaste. Die koning se seun in die gelykenis verteenwoordig die eerste koms Jesus, wat gekom het as die seun van God. En die genooide gaste verteenwoordig die heiliges wat Jesus ontvang en voortgaan na die koninkryk van die hemele. Die bruid wat die hoofkarakter van die bruilofsfees is egter nêrens te sien nie. Dit is omdat die tyd vir die bruid om te verskyn nog nie aangebreek het by sy eerste koms nie. Die Bybel profeteer dat die bruid in die laaste dae by sy wederkoms sou verskyn. Want die bruilofsfees van die lam het aangebreek en sy bruid het haar gereed gemaak. Gelukkig is hulle wat uitgenooi is na die bruilofsfees van die lam. Die lam wat die bruidegom is, en die vrou van die lam verskyn nou by die bruilofsfees. En daar is gaste wat na die bruilofsfees genooi is. In die hemelse bruilofsfees is daar die bruidegom en gaste, sowel as die bruid. Jesus het ons 2000 jaar gelede laat weet dat daar ook die bruid by die hemelse bruilofsfees is. En hy het ons verlossing en intog in die koninkryk van die hemel vergelyk met deelname aan die hemelse bruilofsfees. Wie is dan die lam, die bruidegom, in die profesie van Openbaring 19? Die lam is Jesus. Die lam wat saam met die bruid verskyn, verteenwoordig egter die wederkoms Jesus, wat in die laaste dae verskyn. En die gaste wat genooi word, is die heiliges wat die seën van die ewige lewe sal ontvang. Wie is dan die bruid, die vrou van die lam, wat by sy wederkoms verskyn? Kom hierheen, ek sal jou die bruid wys, die vrou van die lam. Hy het aan my die heilige stad Jerusalem gewys wat van God uit die hemel neergedaal het. Hemelse Jerusalem simboliseer die bruid, die vrou van die lam. Wie verteenwoordig die hemelse Jerusalem in die Bybel? Die hemelse Jerusalem is ons moeder. Die profesie in Openbaring dat die bruid van die lam sal verskyn, dui daarop dat God die moeder, wat in die hemel is, op hierdie aarde sal verskyn. Met ander woorde, in die laaste dae sal die wederkoms Jesus, God die Vader en God die Moeder verskyn en die heiliges na die hemelse bruilofsfees nooi. Daarom moet ons in die laaste dae nie net God die Vader aanvaar nie, maar ook God die Moeder. Eers dan kan ons die seën ontvang om as gaste by die bruilofsfees in die koninkryk van die hemel in te gaan. Ek hoop jy ontvang God die Moeder en geniet vreugde en geluk in die ewige koninkryk van die hemel.